Hier is jou Orania nuus van die afgelope 2 weke. Welkom by Orania Aksie. Studente in Orania, nuwe grond gebreek. Bokerhoë opleiding maak gereed vir 'n volgende fase van vinnige groei. Sedert die instelling in 2019 met net 5 studente begin het dit uitgebrei tot 248 studente met 'n doelwit van 800 studente binne die volgende paar jaar. Die eerste fase van 'n groot uitbreidingsprojek is onlangs mee afgeskop met die spit van die eerste sooi vir nuwe werkswinkels, klaskamers en opleidingsfasiliteite. Die uitbreiding sluit nuwe kursusse in: sonkragtegnologie, ventilasie en ligversorging, vroeë kinderontwikkeling en verdere landbouopleiding. BKO se landbouafdeling het reeds gegroei van 'n enkele tonnel na 'n 22 hektaar proefplaas. Nuwe koshuise word ook ontwikkel om toekomstige studente te akkommodeer. Volgens uitvoerende hoof Paul Vogel is die droom nie net 800 studente nie, maar uiteindelik 8000. Duisende mense na Orania op pad vir BCVO winterspele. Orania gaan van 25 tot 27 Junie die eerste keer die BCVO winterspele aanbied. Ongeveer 3000 besoekers word verwag, waaronder 914 rugby en netbalspelers uit Noord-Transvaal, Oos-Transvaal, Noord-Kaap en Noordwes. Die sportgeleentheid sal plaasvind op Orania CVO skool se uitgebreide sportterrein en sal gepaard gaan met uitstallers, kosstalletjies, 'n valskermspringvertoning en kulturele optredes. Die dorp berei voor vir 'n besige maar feestelike naweek wat besoekers van reg oor die land sal lok. BKO Opendag, 'n groot sukses. Voornemende studente en hul ouers van reg oor Suid-Afrika het op 12 en 13 Junie Orania besoek vir Bokerhoë opleiding se jaarlikse Opendag. Besoekers het die kampus en koshuise en verskeie studierigtings verken, terwyl verskeie Orania organisasies, die Orania Beweging, Solidariteit, Afriforum Jeug en ook Helpende Hand teenwoordig was. Die geleentheid het aan voornemende studente die kans gebied om eerstehands kennis te maak met Orania se studentelewe en opleidingsgeleenthede. Volgens die organiseerders was vanjaar se Opendag besonder suksesvol en weerspieël dit die groeiende belangstelling in BKO en Orania as 'n studiebestemming. Nog 'n pad in Orania geteer. Na die suksesvolle voltooiing van die Servietutpad-projek het die Orania Dorpsraad oorblywende teer gebruik om herstelwerk aan Oelinout Rylaan, die pad na Kleingeluk, uit te voer. Die projek sluit herstelwerk op kritieke dele van die pad en die aanbring van 'n nuwe seellaag in. Die doel is om te bepaal of 'n herstel- en seelbenadering die lewensduur van ou paaie kostedoeltreffend kan verleng voordat groter opgraderings benodig word. Die projek word gesien as nog 'n voorbeeld van doeltreffende infrastruktuurbestuur op Orania. Terreinontwikkeling vorder goed by Paul Kruger Monument. Werk aan die terrein rondom die Paul Kruger Monument in Orania se toekomstige stadskern vorder goed. Die monument is verlede jaar opgerig met ondersteuning van skenkers van reg oor die land en die wêreld en die fokus verskuif nou na die ontwikkeling van die omliggende terrein. Plaveisel, dekoratiewe muurtjies en spesiale staalplate waarop die name van bydraers vir ewig sal word, is tans in 'n gevorderde stadium. Die volgende stap is om die gebied verder te ontwikkel tot 'n lewende deel van Orania se toekomstige stadskern, met die monument as sentrale fokuspunt. As jy enige nuus uit Orania het, deel dit gerus met ons deur 'n e-pos te stuur na inligting@orania.co.za. Ondersteun die Orania Beweging met 'n donasie van jou keuse. Ons waardeer dit opreg. Besoek orania.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het vir Orania Aksie.